ek moet hierdie video nou oordoen, want ek het dit nou reg gedoen en daar was geen klank nie. So ek gee vir julle vandag die 3 tips van die dinge wat julle net moet doen of weet as julle na Amerika toe kom. Nommer 1 is die kos in Amerika is nooit dieselfde as in Suid-Afrika nie. Ek dink aan pastye, beskuit, oma beskuit, ek dink aan bladjang, ek dink aan die biltong, ewen die biltong en die droewors, al is dit seer Suid-Afrikaners gemaak, het proe net nie soos in Suid-Afrika nie, niks proe so lekker soos in Suid-Afrika nie. So, jy moet dit net weet. So, eet en geniet dit terwyl jy daar is. Tot op hierdie dag bring ek's nou al 35 jaar hier. Ek vra altyd vir mense om vir my curry en masala poeier van Suid-Afrika af te bring. Spices, ek kry dit van Suid-Afrika af. Ek kry die spices vir biltong van Suid-Afrika af. So, ek sê die laaste keer toe ek Suid-Afrika toe gegaan het, was dit 6 weke en ek het 20 pond opgetel, want ek het so lekker geëet. Die kos is heerlik in Suid-Afrika. En as jy hiernatoe kom, kan ek vir jou sê, die melk, daar's hormone in, jou bust size gaan groter word, as jy die gewone beesmelk drink. So, dinge gaan verander. Niks hier proe soos dit in, jy weet, Suid-Afrika proe nie. Dit is nou maar net 'n feit. Die lewe hier is anders. So dis die heel eerste ding. Eet maar lekker en geniet dit terwyl jy daar is. Bring vir jou kruie saam as jy kan. Jy weet, biltongkruie sowel as curry. Die curry hier is nie selde. Even rooibos tee wat jy koop, trek nie so lekker nie. Het word nie so rooi en ryk en lekker soos in Suid-Afrika nie. Die ander ding wat ek vir jou kan sê is die tweede ding hierso is voordat jy in jou kar klim, even om net 20 minute weg te ry. As ek na my ma toe wil ry, na my broer toe, hulle is tussen 20 en 45 minute weg, dan sê ek vir jou, kyk ek eers wat die weer gaan sê. Want dit is net so skielik, dan kom 'n warrelwind op, of 'n orkaan, of iets op, en dan, you're screwed, man. Ek was al op die interstate as dit gebeur het en dan val 'n boom hier langs jou, werklik, 'n boom het geval met sy wortels, net so doef, 'n hele boom, 'n 18-wheeler val net so om, binne sekondes is die water so hoog soos die venster van die kar. Jy kan dit nie glo nie, dinge kan verander in 'n oomblik in Amerika. So voordat jy iewers heen ry, check die weer en dan besluit jy, is dit veilig om te gaan. Dit is al die tyd, even in Texas, jy weet, veral in Texas, die weer kan net so verander. Nou ja, dit het werklik met ons gebeur, so dit is iets wat ek vir jou kan waarsku. As ons opry na Pagosa Springs toe, dan vat ek altyd komberse saam, ek vat 'n blik oopmaker, ek vat blikkies kos, water en kersse in die kar, in geval ons gestrand raak op die pad, want dit gebeur en mense verkleim, hulle gaan dood. Want hulle beplan nie, dis nie Suid-Afrika nie, en jy gaan nie net hulp daar kom, omdat daar 'n klomp mense is op die interstate nie, As die mense nie by jou kan kom nie, dan kry hulle nie vir jou hulp nie, want hulle sê, jy moes gedink het, voor jy gaan ry het, ek kan nie my lewe waag om jou te probeer red nie, want ek kan nie doodgaan omdat jy te stupid is, en jy klim op die pad en ry nie, so beplan voor jy gaan, so altyd hê 'n medical kit with you also. Dan die derde ding wat ek vir jou wil sê, in Suid-Afrika is dit maklik, jy het altyd die support van jou hele familie, die support van jou vriende, saam met wie jy groot geword het, maar baie mense, as hulle na die Verenigde State toe kom, couples, hulle skei, hulle kan dit net nie maak nie, hulle kan dit net nie maak werk nie, baie kere is dis verskillende redes, maar mense groei nie in die kultuur saam nie, partykeer bly die vrou by die huis, by die kinders, en sy bly maar 'n Afrikaanse meisie, en die man groei in, assimilate in die Amerikaanse kultuur in, en dis 'n probleem. Of anderste verander jy net, want hierso, die druk is soveel om te verander, jy verloor jou identiteit, en omdat jy jou identiteit verloor, word jy iemand niet. En dit is nie die persoon met wie jy 30 jaar, of 10 jaar, of 20, of 5 jaar, of 2 jaar terug getroud is nie. Daardie persoon word 'n nuwe persoon. Ek meen, waar het ons gesneeuwski in Suid-Afrika? Nêrens nie. Waar moes ek al hierdie goed gedoen het wat ek nou doen? Nêrens nie.
reg? So die man en die vrou verander. En partykeer verander hulle nie op dieselfde tyd nie. Partykeer is die nuwe persoon te anders en jy kan nie met daai persoon meer saamleef nie. En ander dinge is ook, jy het nie die support van jou familie nie en die kerk en almal nie. Niemand kyk na jou kinders nie. Jy moet alles self doen en jy moet soveel langer en harder werk. Is meer werk, harder werk. Dit is hier. As jy begin sien dat jy het probleme in jou verhoudingslewe, kry hulp by 'n sielkundige so vinnig as moontlik. Gaan na die pastoor toe. Skakel jouself in by 'n kerkgemeenskap, by 'n small group wat julle kan omvou en saam met julle loop. En bid saam in die aande dat julle nog steeds dinge saam doen. Doen 'n date night elke week, doen dinge saam sodat julle nie van mekaar af weggroei nie. Baie Afrikaners skei en veral in die noordelike state want die mense is vasgevang in hulle huise vir 8 maande, tussen 6 en 8 maande vasgesneeu en dis verskriklik. Die mense begin mekaar te irriteer en hulle kan nie dit verwerk nie met die kinders in die huis en alles, dis moeilik. So, dis hoekom die meeste mense in Californië en Texas bly. Texas is die deur voor heaven, so. Anyway, so dis die 3 dinge waarvoor jy moet uitkyk. Ek hoop hy het nou rekord. Mooi dag. Bye bye. Mag die Here julle seën.